Goeiemôre, dit is Maandag die 26ste Mei. Vanoggend lees ons Handelinge 16 vers 6 en 7. Hier is Paulus hulle besig om te reis. Hulle het deur Frigië in die landstreek Galasië gereis, omdat hulle deur die Heilige Gees verhinder is om die woord in Asië te verkondig. Toe hulle naby Misië kom, het hulle probeer om na Bitinië toe te gaan, maar die Gees van Jesus het hulle nie toegelaat nie. Paulus is besig om die evangelie deur Europa te verkondig. Hy het 'n plan gehad van hoe hy wou reis en waar hy wou verkondig. En dit het aanvanklik vir Asië ingesluit. En hier in vers 6 sê Lukas, Paulus kon nie, want die Heilige Gees het hulle verhinder om dit te doen. En toe wou hulle na Bitinië toe gaan, vers 7, maar ook dit het nie gewerk nie, want die Heilige Gees het hulle nie toegelaat nie. In die verdere verse sien ons dat hulle op pad was Troas toe, en dan Filippi. God stuur ons waar hy ons nodig het, waar hy ons wil hê. En partykeer beteken dit dat ons ompaaie moet reis. Partykeer beteken dit dat ons lewenspad nie heeltemal loop soos ons dit beplan het of verwag het nie. Maar dit bly God se pad. Wanneer ons saam met God leef, wanneer ons saam met God reis, wanneer ons God toelaat om ons lewenspad te bepaal, dan is dit 'n pad wat vol vreugde en vol verrassings is. Ja, dis nie net vol moeilik, vol goed nie, daar sal ongelukkig swaar en moeilike tye ook wees, maar dis 'n pad waar ons weet, ons doen wat God van ons vra. Daarom moet ons die lewe aanpak met die wete dat God by ons is, met ore wat luister, 'n hart wat gehoorsaam is aan God en aan die Heilige Gees, om op die regte pad te gaan, om daar te wees waar hy ons wil hê en waar hy ons nodig het. Mag ons in hierdie week ook sy stem hoor, ook vreugde vind in die pad waar hy ons neem. Mag ons in hierdie week ook beskikbaar wees om vir God te leef en te werk. Hemelse Vader, dankie dat ons weet, U het ons lief. Dankie dat ons weet, ons behoort aan U, en dat U elke dag by ons is. Waar ons lewenspad soms vreemde draaie loop, Here, mag ons U hand in dit sien. U hand by ons en om ons sien. Mag ons, Here, met geduld en opgewondenheid selfs, ja, elke dag lewe. Mag ons oop vir waar U besig is, met ons, met hulle wat rondom ons is, met die wêreld waarin ons woon. En mag ons, Here, aansluit en saam met U werk, U getuies wees. Dankie dat ons nood voor U kan plaas, ons vrese, ons behoeftes van elke dag, wetende dat U die God is wat voorsien, die God is wat vergewe, wat genadig is, wat U liefde in Jesus Christus oor ons uitkom stort het. In Jesus se naam. Amen.